Môre sê, woensdagoggend kuiertyd. Ons kuier verder. Spreuke 4:23. Wat in my hart, my denke aangaan, bepaal die koers van my lewe. Toe ons stop hier op Roosendaal, is die hek waardeur ons voertuig moet vat, 'n hek met 3 harte. En toe ons bietjie links kyk, sien ons maar hier is die naam van hierdie gastehuis. House beautiful, hy is pragtig. En dan wonder 'n ou vir jou, wat lê vir my voor? As dit die advertensie is, wat sommer in die straat staan en vir die wêreld sê, dis wie ons is, dis hoe ons lyk. En kan ons maar sê, na 'n nag se verblyf hier, waar ons die personeel en die eienaar, en die wat saam met haar leiersvat hier leer ken het. Hierdie is huis pragtig. Dis mense wat pragtig is, wat lief is vir die Here, en inderdaad, wat hierdie rooi harte weerspieël. Hartlikheid, vriendelikheid, en regtig waar, sommer net 'n stuk omgee vir hulle gaste. Maar kom ons kuier 'n bietjie verder, rondom hierdie huis en sy mense. Dit was nie net die ingang, die hek, die naam wat uniek was nie, ook die braai area. Hier sit ek in die braai area, uiteraard die tema van die hart gaan voort, en dan is hier 'n besonderse, kan ek maar sê, slagspreuk. Hier bid en braai ons. Nou, ek het al baie goed by baie braai plekke gesien, maar nooit hierdie kombinasie van bid en braai nie. Die interessante is, as ek en jy bid, is baie keer gesentreer rondom ons bid vir mense, ons bid vir situasies, en meestal is dit maar wanneer dit swaar gaan en moeilikheid is. Ons self ook. Ek dink van ons langste gebede is waar ons hart voor die Here uitstort en sê, Here, help my. Here, ek weet nie hoe nie. Here, ek het in 'n doodloopstraat gekom. Maar hierdie is vir my 'n ongelooflike perspektief. Op braai en bid. Want as ek by 'n braai is en ek wil bid, waarvoor sal ek bid? Dankbaarheid. In die eerste plek, dankie dat ek die gawe kan geniet van 'n braai. 'n vuurtjie aansteek. Dankie dat ek vanoggend hier is in hierdie voëlgesang, wat vir my soveel beteken. Dankie dat ek 'n vleis het om op hierdie kole te sit as hulle reg is. Here, dankie vir elkeen wat hier is, saam met wie ek kan braai. Here, dankie vir vriendskap. Jy hoor, as ek eers begin, kan ek nie ophou nie. En dit is vir my iets wat ek saamvat van Huis Pragtig, House Beautiful, is hierdie bid en braai as 'n kombinasie. En ek gaan in ons braai area so 'n bord opsit. En ek weet, elkeen wat daar kom, gaan my vra, en dit, dan gaan ek sê, want vanaand hier, is die tyd en die plek, wat jy vir die Here dankie sê. Dankie sê vir mense in jou lewe, dankie sê vir verhoudings, en ja, as ons eers begin, is dit 'n spiraal, wat net aanhou. So geniet saam met my die oomblik, in hierdie braai area, en vra dat die Gees ook in jou hart iets kom doen om te sê, Here, my braaiplek sal nooit weer dieselfde wees nie. Dit gaan 'n bidplek ook word, 'n dankie sê plek. Here, dis die wonderlike van die lewe. Ek kan altyd iets leer by iemand, selfs oor gebed, en plekke van gebed. Ja, Here, sommige van ons het gebedskamers, maar elkeen van ons het ook 'n braaiplek. En dit is inderdaad ook 'n bidplek. 'n Plek om sommer net dankie te sê. Here, vanoggend wil ek om dankie sê, dat ek hierdie les hier kon leer. En dankie, Here, dankie dat U vir elkeen van ons wat ook vandag kyk, net goed is. Ons het mense, ons het verhoudings, ons het kos om te eet, ons het klere om aan te trek. Ja, Here, ons kan nie ophou as ons eers begin om dankie te sê nie. Maar dankie, Here, vir elke braaivleisvuurtjie wat nog aangesteek gaan word. Mag ons daar saam dankie sê. Amen. Uitdaging vir die week. Ek dink elkeen van ons probeer maar hier en daar iets voorgee vir die wêreld om van ons te sien. Nou, die uitdaging is om dit wat ons voorgee te leef. En ja, hier in Roosendaal het ons dit gevind. Ek sê ek is Huis Beautiful. Ek het die vrug van die Gees op al die mure. Maar ja, ons kan terugkyk en sê,
Dit is wie hulle is. Hulle het dit geleef. So uitdaging vir jou week. Gaan wees wie jy moet wees. En dit is 'n lig vir hierdie wêreld. En as jy die lig is, sal jy die vrug van die Gees dra. En jy kan dit maar teen jou mure sit, want dis wie jy is en wie jy moet wees. So ja, my uitdaging vir jou is, kyk waar jy lig kan wees, en kyk waar jy die Here kan leef, sy ligdraer kan wees. Maar moenie vergeet nie, een van die plekke waar jy dit die meeste kan doen, is saam met vriende om 'n braaivrie, waar jy saam vir die Here dankie sê, vir al die gawes uit sy hand. Ek groet jou, hê 'n wonderlike week.